In ons gesels oor liefdestale, gesels ons vandag oor die 6ste liefdestaal is gedeelde ervarings. Nou ons het al gehoor in die afgelope tydjie oor liefdestale soos woorde van bevestiging, om tyd te gee aan mekaar, aanraking en geskenke. En die gedagte is dat wanneer mense elkeen van hierdie liefdestale doen, dan voel jy gewaardeer en die ander persoon voel gewaardeer en geliefd. Ek het so 'n bietjie gaan nadink of daar nie nog 'n 6ste liefdestaal moontlik is nie, boonbehalwe die 5 wat Gary Chapman dan noem. En interessant het ek juis in die afgelope week met 'n paartjie gesels en gesê dat hierdie een van die goed is wat ons as egpaar saam gedoen het en as gesin ook saam gedoen en beleef het. En dit het ons gehelp deur die seisoene van ons lewe. En daarom dink ek is die 6ste liefdestaal gedeelde ervarings. Dis om saam 'n storie te sou kon skryf oor wat julle saam beleef en hanteer. Dis betekenisvolle oomblikke wat saam met mekaar gedeel word. Dis daai onthou jy nogs waarmee mense tot in jou ou dag herinneringe kan oproep. Wanneer jy by 'n verjaarsdag of geleentheid kom, dan sê mense vir mekaar, onthou jy nog daardie moment. Ons het vanoggend ironies genoeg nog ook met een van ons dogters oor so 'n moment gesels. En een van die eerste dinge wat ons lees oor die vroeë kerk na Pinkster, dit staan juis in Handelinge 2 vers 46 tot 47. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet, en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind, en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Nou dit beteken, hier het die mense in daardie, noem dit maar eerste kerk, het hulle gedeelde ervarings gehad wat hulle so verryk en versterk het. Onthou, hulle was 'n vervolgde groep en hulle het mekaar juis kon opbou en so kon groei en saam die lewe kon deel. En dis vandag nog so, nie net as kerk nie, maar as egpare, as families, as vriende. Gedeelde ervarings dra 'n mens verder as 'n liefdestaal. Volgens 'n studie deur Rice, Collins en Berside versterk gesamentlike aktiwiteite juis die emosionele bande tussen mense. Dit gee 'n gevoel van samehorigheid. Dit bevorder wederwysige begrip. En ook navorsing deur Aron en ander wys dat wanneer mense ervarings saam beleef, dan verdiep dit hulle verhouding en dit verhoog hulle gevoel van tevredenheid en van liefde. In Engels is die uitdrukking mos making memories. En dit beteken dat ons iets saam doen, so saam piknik hou, saam stap, saam een of ander ervaring beplan, saam deelneem aan 'n geestelike gemeenskap. Maar die punt is om dit saam te beleef en te deel. In die vroeë kerk het dit gedoen, en sowaar die Here het hulle saam wees besonder geseën. En dis wat God doen as 'n mens gedeelde ervarings in liefde as 'n liefdestaal gebruik. Leef geïnspireerd.